Vissers of druiwe, deel 2. In Handelinge is daar keer op keer die verhale van hoe die apostels bedien het vir ander mense. En dis hoe ek Betseber ook sien. Ek wil spesifiek die verhaal vertel van Cornelius en Petrus. Petrus het vir Cornelius gaan bedien. Hy het vir Cornelius die evangelie gaan verkondig. Petrus het 'n verrukking tot sy sinne gehad. Hy was letterlik in 'n trance. Dis so radikaal vir my. Maar keer op keer voordat 'n gas inboek, het ons spanlede ook al drome gehad wat dan aanpas by die gaste. Dis vir my so 'n epiphany van hoe God ons as die span voorberei vir die persoon se besoek. Ek het gereeld die voorbeeld van die vissers of die druif in 'n droom gehad, 2 aande voordat die gas ingeboek het. Ons het ook gepraat oor die betekenis van haar naam, wat vir my baie beteken het, wat iemand anders ongeveer 2 maande voor die tyd vir my vertel het. Dit is so 'n wonderlike journey om saam met God op hierdie avontuur te wees, om te sien en te ervaar hoe hy ons equip om te kan bedien. Net soos Cornelius ook 'n visie gehad het wat hom gelei het om vir Petrus te gaan haal. Net so het elkeen van ons prinsessies wat by ons ingeboek het ook so radikale getuienis van hoe God hulle na Betseber toe gelei het. En alle eer aan God, hoe hy mense met mekaar connect op die mees amazingste maniere. Tydens die Cornelius en Petrus oomblik, net soos vele ander kere in Handelinge, word die volgende sinnetjie beskryf om die connection te verduidelik. Handelinge 10 vers 44. En toe Petrus nog besig was om hierdie woorde te spreek, het die Heilige Gees op almal geval wat die woord gehoor het. Nou ons lekker, soet, perfekte, ryp, dryf gas het in haar geestelike volwassenheid vir ons ook bedien, met haar 2 verhale van die 2 holy, sacred, heaven came down to earth, die koninkryk van die hemele het nou naby gekom oomblikke. En sy het sommer begin straal toe sy verduidelik het van hierdie oomblikke. Die eerste keer was die keer toe sy die eerste keer haar kinders gehoor huil het. Net na geboorte noem sy dit waar God sy asem in hulle inkom blaas, waar hy asem vir hulle gee. En die tweede oomblik was toe sy gaan bid het vir 'n voetganger wat pas gesterf het, waar sy haar handjies oor die persoon onder die silwer kombers uitgestrek het om te begin bid. Sy noem dit holy, sacred oomblikke. Ek het dit ook al ervaar, tot in 'n minder mate. Wanneer ons bedien vir die vrouens, en soos Lukas die skrywer van Handelinge dit beskryf, die Heilige Gees op almal geval. Dis daardie oomblik wanneer jy sien die penny drop, wanneer hulle oogies 'n nuwe glinster in hulle kry, en dit is onbeskryflik mooi. Jy voel sommer meer lewendig op daardie goue, holy, sacred, heaven came down to earth, die koninkryk van die hemel het nou naby gekom oomblikke. Mag ons dit meer en meer ervaar, nie net by Betseber nie, maar sommer ook in elke aspek van ons lewe. Ons het elke tweede maandag as span saam Bybelstudie. Dis hoe ons liefdesdiens vol bly. Dis hoe ons bemagtig word deur God se Gees om te bedien vanuit 'n oorlopende fontein. By hierdie week se maandag aand Bybelstudie het pragtige en kosbare Elise vir ons bedien met die haar interpretasie van Hooglied 4 vers 4. U hals is soos die Dawid storing, gebou met muurkranse waar die 1000 skilde in hang, almal skilde van helde. Sy het vertel dat sy sien dit nou as 'n tydperk van vrede, dat die helde het klaar geveg en nou hang al hulle skilde rondom die toring as 'n trofee van oorwinning. Ek het hierdie pragtige verduideliking met beide hande aangegryp. Ek het hierdie storie van kleine Eva, wat ek ontmoet het in die Kaap, die 2-jarige dogtertjie wat die Mentos sweeties net aangegryp het. Daar was die klein 2-jarige Eva wat die heeltyd om ons tafel gehardloop het en vir ons gewaai het. Sy was uitermate vriendelik. Op 'n oomblik sien ek sy duik in my handsak in, blik die eerste ding uit wat sy kon uitkry en hardloop weg. Gelukkig was dit net 'n notaboekie en daarom het haar handjies nie die boksie tampons gevind nie. Dankie tog vir klein genades. Die papa bring al bloselend die klein Eva terug met die notaboekie.
Ek koop vir Eva om die notaboekie terug te gee met 'n Mentos sweetie. Sy hou haar handjie oop vir die sweetie. Die oop handjie verander in 'n toefysie, terwyl die 2-jarige brein redeneer dat 'n oop handjie is die toegang tot 'n sweetie. En die ander handjie verander gou weer in nog 'n oop handjie, gereed vir nog 'n Mentos. Sy kyk af na haar 2 fysies met die sweeties en redeneer verder dat indien sy vinnig een sweetie in haar mond inprop, sal daar nog 'n oop handjie wees, gereed vir nog 'n Mentos. En dis hoe ek gevoel het toe Elise vertel het van die vrede tydperk in Hooglied 4 vers 4. Na ons bediening vir ons perfekte, ryp, sagte druif, prinsesgas. Dis hoe ek gevoel het. Alles het net mooi saamgewerk. Ed Sheeran se idol en inspirasie om te sing was Andrea Bocelli. En op 'n dag ontmoet hulle mekaar en toe sing hulle sy liedjie Perfect saam. En die liedjie was 'n meesterstuk, 'n hemelse meesterstuk. Dis so sag dit was op die ore, net soos die Ed Sheeran se Perfect liedjie. Was ons bediening met die gas. Nou dis hoe ek gevoel het, hoe ons span, of omdat sy net 'n dagbesoeker was, hoe die gedeelte van ons span bedien het. Ek en Jenny, ons super slim, geesvervulde beraader, het sommer saam bedien en dit was 'n eerste. Gewoonlik bedien ons individueel, maar ek was geïnspireerd om sommer saam met Jenny te bedien. En ons het so goed gewerk soos 'n paartjie wat al vir jare oefen om saam te dans. Ek het gevoel soos Ed Sheeran in die Perfect liedjie, asof ons stemme net 'n perfekte duet saam sing. Cornel, die eienaar van die gastehuis waar ons bedien, het selfs ook 'n krisis met haar seun gehad, maar nogtans, te midde van die storm, het haar seun 'n fratsongeluk gehad en amper een van sy vingers geamputeer in 'n tronk deur. Hy was daarom nie in die tronk nie, hy werk daar, en was eers die oggend ontslaan voordat ons gas daar moes kom. Te midde van haar storm was die teekoppies reg om die gaste te verwelkom. Die warm soppies op 'n koue wintersdag was gereed om sommer haar maagie ook te voed en nie net haar sielsvoeding te kry nie. Dis hoe ons is, 'n veilige oase, 'n koesterhuis skep vir vrouens wat net 'n rukkie wil pause in hulle lewe en tot verhaal kom. Ek is dankbaar dat God ons as die span gebruik om soos die perfect duet te sing vir die wêreld. Die laaste video sal binnekort volg.